my worship team from here for us and bow down in worship because it's all about Jesus. Let's make it about Jesus. Let's just worship. Kom ons aanbid die Here. Kom ons aanbid die Here. Maak jou woord net waar jy sit. Kom ons aanbid die Here. Want jou status gaan vanavond zijn. Je weet mos hoe baie mense se status complicated op Facebook. Want hulle weet nie of hulle in 'n relationship is en of hulle nou in 'n huwelik is en of hulle single is. Vanavond gaan ons vir jou geloofsekerheid gee. Want die Here het vanavond 'n ontmoeting met jou gemaak en die Here het jou vanavond op 'n plek geroep waar jy vanavond moet besef dat jou lewe tot hiertoe was net genade. Mijn naam is Inge Pietersen. Mijn vrouw Rensja staan voor daar zo. Staan. Daar is mijn vrouw. Dat is het, dus kan doen. We staan er weer samen, maar dan moest ik aan het werk van de mijn rustig en de challenge. Ik sta vandaag hier zo met een boodschap in je hart van hier rijden. Maar het is ook voor mij belangrijk om onder iemand wat voor jaren onder een teacher zit. Altijd een rechtsgang te maken wanneer die woord van die Here dan zo begin in de richting gestuurd wordt. Weet die Here heeft geen probleem met rijkdom nie. Die Here heeft geen probleem met succes nie. In fact, die Here wil ons succesvol zien. Als ons gaan en ons bestuderen die woord van die Here, dan kom ons achter dat wanneer die Bijbel praat van die kameel wat jy die naal sy oog moet gaan, dan praat die Bijbel van de Oud-Testamentische tye, waar wanneer die dorp reeds gesluit was, dan
en die wagte het reeds die hekke toegetrek. Dan moet hy man wat die handelaar is, en hy kom laat in die stad in. Dan moet hy sy kameel afpak, en hy moet sy goedere indra, en sy kameel moet kniel, binne daar die klein hekkie binne die stad binne gaan. Maar dit is nie onmoontlik vir hom nie, maar dit is met moeite, dit is moeiliker, maar dit is nie onmoontlik nie. Vandaag wil ek vir jou sê dat, maak nie saak waar jy is in die lewe vanavond nie. Dit mag dat vir jou nou onmoontlik lyk, maar weet, dat dit is moontlik vir die kameel om deur die oog van die naad te gaan. Want wanneer die Here sy genade uitgesit het, en hy sy genade genoeg gemaak vir my en vir jou. Ons lees saam met die woord van die Here, die enigste rede hoekom ek net op myself van het is, ek weet hoe ek het met die ligte in het en die Here sien ek brul klaar, so ek gaan nie nou nog korrel hier so. Ek lees die woord van die Here, soos dit vervat is in sy heilige woord. Ons lees uit Genesis 26 vanaf vers 7 tot 22. Die manne, as jy daar is, sê amen. Nee, jy is nog nie daar, jy sê maar net amen. Genesis 26 vanaf vers 7 tot 22. Ek lees die Afrikaanse vertaling. Die manne van die plek het die moor sy vrou uitgevra, het gesê, sy is my suster. Want hy was bang om te sê, my vrou, anders het hy gedink, maak die manne van die plek my dood oor Rebekka. Sy was immers beeldskoon. Vers 8. Isak was al 'n lang tyd daar. Toe kyk Abimelech, die koning van die Filistyne, af deur die venster en sien, Isak liefkoos dan vir Rebekka, sy vrou. Abimelech ontbied toe vir Isak en sê, maar sy is dan eintlik jou vrou. Hoe kon jy gesê het sy is jou suster? Isak het hom geantwoord, omdat ek gedink het, dat anders oor haar sal ek sterf. Vers 10 daarop sê Abimelech, wat het hy ons aangedoen? Hoe makkelijk kon iemand uit die volk by jou vrou geslaap het? En dan het hy skuld oor ons gebring. Abimelech het aan die hele volk 'n bevel uitgereik. Die een wat hierdie man of sy vrou raak, sal beslis sterf. En hier is waar dit interessant raak. Isak het in daardie landstreek gesaai, en hy het die jaar 100voudig geoes. So het die Here hom geseën. Die man het ryk geword. En hierdie skrifgedeelte was vooraf gekies, nee? Dit het die Here vooraf gekies. Dit het nie betrekking op dit wat ek nou eers gesê het nie. Die man het ryk geword. Hy het al hoe ryker geword, totdat hy skatryk was. Hy het kinders en klein vee en beeste besit en 'n groot werksmag, sodat die Filistyne hom beny het. Ek moet verder lees, maar ek wil nog net daar stop. Wanneer ons in Chicago woon, wanneer ons in die Witfletse woon, wanneer ons in Smarty Town woon, dan sit op onsself 'n beperking en ons sê vir onsself, ek moet net 'n CPWP jobbie kry. As ek net ons kel in die raadslid wil nie vir ons 'n wy maak by die sakke nie. Ons is ontevrede want ons 350's word nie betaal. Want die stelsel het vir ons gewoond gemaak dat ons is nie waardig nie, dat ons kan nie suksesvol wees nie, dat ons kan nie ryk wees nie, dat ons kan nie alles het waarvan ons droom nie. But then the word of God goes on to say, write the vision down, make it plain so that those who can see it can run with it. So why didn't have a vision if we're never going to accomplish the things that God has intended for us? Why did God give us this vivid imagination if we are limited by the system, if we are limited by where we stay, if we are limited by our dress? Vanavond wil ek jou sê, 'n man het in 'n land wat vir hom vyandig gesind was, gesaai. 'n Prediker, evangelis het gekom en die atmosfeer het skielik verander. Maar die siele kom nog steeds. Want jy sien, wanneer die Here sy oog op jou het, dan kan niemand wat teen jou is, sy dade, sy planne, sy aksies suksesvol wees. Want die Here wat ons dien, hy maak van jou meer as oorwinnaar. Nou wat is meer as oorwinnaar? Kom ons
wat is meer as oorwinnaar? Julle weet van die ouetjie wat nou die kickboxing ding gewen het, né? Dus almal ontevrede omdat die president nou nie vir hom geluk gewens het nie, wat hy is en, maar dit was seker maar net 'n oversight. Maar nou, kom ons sê, hy is getrouwd. Hy wen nou die kickboxing ding. En hulle gee vir hom die plaat, en hulle gee vir hom sy paar miljoen rand. Hy is 'n oorwinnaar. Maar hy is mos nog getrouwd. Nou gaan hy huis toe met sy belt, en sy plaat, en sy check. Dan gee het vir sy vrou. Sy is meer as 'n oorwinnaar. En dit is vanaand wat ons is in Jesus. Amen. Jesus het die geveg. Jesus het die prys gekry. En vanaand sit ons hier met die prys. Ons sit hier so en die wete dat ons meer as oorwinnaars is. Ons sit hier en die wete dat maak nie saak in watter land ons vanaand bly nie. Ons kan maar in Chicago bly. Ons kan maar in die Flexe bly. Hulle kan maar guns skiep tot in die oggendure. My omstandighede gaan nie my sukses betaal nie, want ek het 'n Jesus. Halleluja. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En wanneer ons na Jesus toe kom, dan kan ons na die Vader toe kom. En in hom is daar alles, want hy sê, ek is wat ek is. En vandaag sit elkeen van ons hier so met 'n behoefte. Want niemand wat gekom het gekom sonder 'n verwagting of 'n behoefte nie. Vanavond wil ek vir julle sê, die Here is vanaand hier om daai behoefte te voorsien. Hy sê in vers 15, en dit is die boodskap van Chicago. Al die putte wat die slawe van sy vader in die tyd van Abraham, sy vader, gegrawe het die Filistyne toegestop en met grond opgevul. Vanavond wil ek sê, is geweldige rykdom in Chicago. Ek sit op Facebook, ek doen nuus, ek sien hoe ons kindertjies vooruit gaan. Ek sien hoe die danscrew, die hip-hop danscrew van Chicago, Johannesburg toe gaan. Hulle gaan vaar goed daar. Hulle kwalifiseer om Amerika toe te gaan. Iemand het gedink dat hy put toe gegooi. Maar iemand het raak gesien dat ons moet grawe hierso. En iemand het ons kinders gegrawe en hulle het 'n put opgegrawe. Hier sit vanavond iemand met 'n nuwe ontdekking binne hom. Weet jy dat die kerk sal altyd die eerste, die voorreg kry vir enige nuwe ontdekking. Die kerk het die vliegtuig gekry, die kerk het die motorkar gekry, die kerk het die selfoon gekry, maar wat ons te besig was met mekaar, en ons het gemis en die wêreld het dit gekry. Die kerk het kan die Teslas gewys het. Die kerk kan die stop die maan gewys het. Because that is what God has intended for us. En dis die waarheid. Because the word of God says that He's given us every spiritual gift pertaining to life and godliness. Sometimes we as a church just want to get stuck with the supernatural things, and we do not look upon the natural things. We ignore the natural things. Dan sien ons net by buurman, hy kan weer 'n nuwe job, hy kan weer 'n nuwe kar, hy bou alweer aan. Dan wil ons kritiseer. Maar die Here het vir ons ook geïntent om suksesvol te wees. Een woord van die Here af kan jou lewe vir altyd verander. Maar as jy besig om te luister, dalk nie. Maar ek wil my boodskap beweeg na waar toe uiteindelik wil beweeg. Ek lees weer vers 15. Al die putte wat die slawe van sy vader in die tyd van Abraham, sy vader gegrawe het, die fynste steine toegestop en met grond opgevul. Abimelech sê toe vir Isak, gaan weg van ons af, want jy het heeltemal te sterk geword vir ons. Isak het daarvan weggegaan en kamp opgeslaan in Gerardal, en hy het hom daar gevestig. En dan in die volgende 2 verse vertel die Bybel vir ons van hoe hulle 'n put oopgegrawe het en toe beklei die slawe. Toe grawe hulle 'n ander put oop en toe beklei die slawe. En by die derde put het hulle nie gestry nie en dit Rehoboth genoem. Want hy het gesê, nou het die Here vir ons ruimte gemaak.
en ons sal vrugbaar wees in hierdie land. Chicago, vandaan wil ek vir jou sê, die Here het vir jou ruimte gemaak. Die Here het vir my ruimte geskep om hier vandaan vir jou te kom sê, daar is ruimte. Daar is ruimte vir groei. Daar is ruimte vir ontwikkeling. Daar is ruimte vir sukses. Daar is ruimte vir jou om mense op te vat. Jy wat vanaand wag vir geleenthede, jy het die kapasiteit om geleenthede te skep. Maar die Here het nodig om iets te doen in jou lewe. En deur lê hierdie ding op my hart en gister word dit bevestig. Maar die probleem is, ons kan nie verder kyk nie. Ons kan nie die suksesse sien nie. Ons kan nie eers die saad in ons hand sien nie, want ons sit met seer. Wie van ons het al seer gekry, het toon gestaan, het op jou voet geval, wie van ons het gewand op? Wie van ons kan? Maar nie van ander mense praat nie. Miskien is iemand wat het toegedraai was. Maar, sies as sê gou van my, al die letsels het genees nie. Almal het gesond geraak. Maar dan is daar 'n spreekwoord in Engels wat sê, sticks and stones can break my bones, but words can never hurt me. Dit is so leer na die put van die hel. Want is dit nie so dat wanneer ons seer gemaak word, as dit jy is die ding waarin ons vaskleef, ek sê ek sal vergewe, maar ek sal vergewe. En dan moet jy moet bybors sien, hoe omreeg het jy jou ma vertel of jou vrou vertel, dat hy jy nog kwaad. So iemand sê vir my, op 'n stadium, ons praat oor die call op my lewe, en ons praat oor waartoe ek gaan en wat ek beoog om te doen in die koninkryk van die Here. En ek moet vir konteks sê, ek is 'n harde werker. Ek is van die mense, as ek instap en ek sien hulle sukkel daar by die saal, dan gaan klap ek daar. As heilig daar moet gehang word, dan gaan doen ek het daar. Dis soos ek is, dis my karakter. Mense wat my ken, wat sien hoe ek in my daaglikse lewe op en het weet, dit is so. En hierdie persoon sê my die volgende woorde. Wat het jy in hierdie afgelope 10 jaar in die kerk gedoen, behalwe om jou eie platform te bou? En ek het nie eens vir my vrou die woorde gaan sê nie, want ek het geweet, as ek vir haar die woorde gaan sê, dan gaan sy sit, moet sy het sit. Sy gaan sit, en sy gaan na die persoon aankyk, met die gedagte, en sy gaan dan sukkel om aan te beweeg. En so het elkeen van ons al 'n gesprek met iemand gehad, wat niks daarvan gedink het, om dit wat jy vir jare in die koninkryk van God gedoen het, dit wat jy gesaai het, en die lewens wat jy verander het, deur daai wat God jou geroep het om te doen, om dit te nullify tot niks in een sin. En vanaand sit iemand wat 15 jaar terug seer gekry het en gewou het, ek sal nie weer terug gaan nie. Vanaand sit iemand wat 10 jaar terug by iemand anders gehoor het, sies die ding as het gesê, dat jy dit gedoen of daai gesê. Maar ek wil vir jou vandaan sê, my woorde was daar, dat geen mens is die moeite werd om my saligheid te verloor nie. Amen. Weet dat ons altyd sal gechallenged word op hierdie pad in hierdie koninkryk. My pa het altyd geluister na Radio Kansel en dan Pre-Justice Chungu en hulle het hierdie tekstvers gereeld aangehaal in this world you will have tribulation, but take heart, for I have overcome this world. Weet dat die Here het vir ons hierdie challenges oorkom. Al wat ons moet doen, is om Paulus te sê, soos Paulus sê, om vir Christus te imitate. Vanaand kan ons verkies om in die selfe wond, die selfe seer, die selfde letsel, hier uit te stap, en nog steeds nie te weet waar ek is in my verhouding met die Here, en vir iemand anders nog steeds gesag oor my lewe te gee. Of ek kan sê vanaand,
ag dit as 'n keerpunt. Want die Here het hierdie man geroep om vir my te kom sê, it's time to let go. It's time to let go. Die Here wil weer die putte van Chicago laat opvou met water. Die Here wil weer ons mense suksesvol sien. Die Here wil weer ons mense werk te sien. Die Here wil hê ons kinders moet studeer. Want die effek van 'n ma en 'n pa wat vasgehou word deur die jakke, deur die vloeke, deur die kruise van ander mense, as dat kinders vasgevang is in dwelms, in bende geweld. Want ek is eers op 'n plek waar ek kan bid vir my kind teen, want ek is nog te besig om te deel met hierdie seer binne in my. Mamies en pappies, vandaag wil ek julle sê, die Here is hier om vanaand losmaking en vrymaking te bring. Ons kan nie boop al die antwoorde in die vorm van die toegegooide putte lewe nie. Die rykdomme onder ons, 'n put spreek van lewe, dit spreek van voorsiening, dit spreek van 'n antwoord op 'n versoek. Vanaand is die Here hierso om vir ons elkeen te sê, laat dit gaan. Laat dit net gaan. Elkeen van ons, soos julle gesê het al seer gekry. Maar toe ons daardie wond oopmaak, toe ons daardie wond skoonmaak, toe het daar vir ons genesing gekom. Was dit gemaklik? Nee. Was dit seer? Ja. Maar was die genesing volkome na hy? Absoluut. Vanaand wil ek jou aanmoedig om sê, daai ding wat jy so onderdruk, vra vanaand die Heilige Gees om dit los te maak. Want ons sit al hier vanaand en ons sê vir onsself, nee man, ek het niks nie. Maar Heilige Gees is vanaand hier so om daai ding los te maak, om dit in herinnering te bring. Want baie kere dink ons is ander mense wat ons bind, maar ons hou onsself vas deur ons onvermoë om te vergewe en te laat gaan. Kom ons laat gaan vanaand. Kom ons laat gaan. Maak jy jou oë en gee jy Heilige Gees goed aan kans om so 'n bietjie met jou te werk. Kom ons laat gaan. Holy Spirit, move in this place. Holy Spirit, move in this place. Beweeg Heilige Gees, Here, bring vir ons in herinnering daardie dinge wat ons so vashou, Here. Daardie dinge wat vir ons kom heilig raak het. Daardie dinge wat vir ons eintlik weghou van U, terwyl ons dink ons het 'n verhouding met U. Daardie dinge wat ons afgod kom raak het, Here. Daardie ding wat ons ewige lewe kan kos, Here. Herinner ons nou daaraan, Heilige Gees. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Thank you, Lord. Move me now. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Holy Spirit, move over me. Thank you, Jesus. Over me. Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Spirit, oh.
Siyempre, Jesus, snap. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Men of God, let us just praying for those who need to do this tonight in Jesus' name. Kumusta ang libre? Yarab ang iman ang perolosma. Kasi di yarab ang iman ang perolosma. Kasi di yarab ang iman ang perolosma. Kasi di yarab